Goeiedag almal. Vandag wil ek met julle praat oor iets wat beide oud en steeds baie relevant is in ons moderne wêreld. Natuurlike antibiotika wat jy self by die huis kan kweek of maak. Vir eeue, lank voordat apteke en voorskrifmedisyne bestaan het mense op die natuur staat gemaak om infeksies te beveg en genesing te ondersteun. En hoewel moderne antibiotika ontelbare lewens gered het, is daar 'n groeiende bewustheid dat die natuur steeds kragtige hulpmiddels bied, veral vir ligte infeksies, voorkoming en algemene immuunondersteuning. Kom ons begin met een van die bekendste natuurlike antibiotika, knoffel. Knoffel is nie net 'n geurende bestanddeel in kos nie. Dit bevat 'n verbinding genaamd allicin, wat sterk antibakteriese, antivirale en antifungale eienskappe het. Om vars knoffel te knoes of te kap, aktiveer hierdie verbinding. Baie mense gebruik rou knoffel om verkoues te beveg, immuniteit te versterk en selfs hartgesondheid te ondersteun. Dit is eenvoudig, bekostigbaar en maklik om self te kweek. Nog 'n kragtige natuurlike middel is heuning, veral rou, onverwerkte heuning. Heuning word al duisende jare gebruik om wonde en infeksies te behandel. Dit het natuurlike antibakteriese eienskappe en help om seerkele en hoes te verlig. 'n Lepel heuning met warm water en suurlemoen is 'n klassieke tuisremedie wat baie van ons reeds ken en vertrou. Dan het ons gemmer. Gemmer is bekend vir sy anti-inflammatoriese en antimikrobiese eienskappe. Dit is uitstekend vir spysvertering, maar help ook die liggaam om infeksies te beveg. Vars gemmertee, gemaak deur skyfies gemmer in warm water te trek, is 'n troostvolle en effektiewe manier om jou immuunstelsel te ondersteun, veral gedurende verkoue en griepseisoen. Nog 'n kruie wat die moeite werd is om te noem, is tiemie. Tiemie bevat verbindings wat help om bakterieë te beveg en respiratoriese gesondheid te ondersteun. Dit kan in kos gebruik word, as tee gebrou word, of selfs as stoom ingeasem word om hoes en kongestie te verlig. Dit is 'n klein plantjie met verrassend sterk medisinale waarde. Ons moet ook nie borrie vergeet nie. Hierdie heldergeel spesery bevat kurkumien, 'n kragtige anti-inflammatoriese en antimikrobiese verbinding. Borrie word dikwels in warm drankies gebruik, soos goue melk, en kan help om die liggaam se natuurlike genesingsprosesse te ondersteun. Een van die gewildste tuisgemaakte natuurlike antibiotika-remedies is iets wat dikwels fire cider genoem word. Dit is 'n mengsel van bestanddele soos appelasiin, knoffel, gemmer, eie, brandrussies en heuning. Dit word vir 'n paar weke laat trek en dan in klein hoeveelhede gebruik as 'n tonikum. Al smaak dit sterk, sweer baie mense by die vermoë daarvan om immuniteit te versterk en siekte te beveg. Nou kom ons kyk na nog 2 wonderlike plante wat jy self kan kweek. Echinacea en heilige basiliekruid, ook bekend as tulsi. Echinacea is baie gewild vir die ondersteuning van die immuunstelsel en word dikwels gebruik om die duur en erns van verkoues en griep te verminder. Dit kan as tee, tinktuur of kapsules gebruik word en is 'n waardevolle hulpmiddel gedurende siekseisoene. Heilige basiliekruid of tulsi is bekend vir sy aanpasbare eienskappe. Dit help die liggaam om stres te hanteer en ondersteun ook die immuunstelsel. Dit kan maklik as 'n tee gebruik word en het 'n sagte, aangename smaak. In 'n wêreld waar stres so 'n groot rol speel in ons gesondheid, is tulsi werklik 'n kosbare plant om by jou huis te hê. Dit is belangrik om te verstaan dat, alhoewel hierdie natuurlike middels baie effektief kan wees, dit nie altyd 'n plaasvervanger vir mediese behandeling is nie. Ernstige infeksies vereis steeds behoorlike mediese sorg en voorgeskrewe antibiotika. Natuurlike antibiotika kan egter 'n waardevolle rol speel in voorkoming, vroeë ondersteuning en algemene welstand. Een van die grootste voordele daarvan om jou eie middels te kweek en te maak, is die verbinding wat dit skep met jou gesondheid, jou kos en die natuur. Dit bemagtig jou om klein maar betekenisvolle stappe te neem om na jouself en jou familie om te sien. Ten slotte bied die natuur vir ons 'n ryk verskeidenheid plante en bestanddele met kragtige genesende eienskappe. Knoffel, heuning, gemmer, tiemie, borrie, echinacea,
Tulsie en tuisgemaakte middels soos fire cider is net 'n paar voorbeelde van wat jy self by die huis kan kweek of maak. Deur dit deel van jou daaglikse lewe te maak, ondersteun jy nie net jou gesondheid nie, maar hou jy ook 'n tradisie lewendig wat oor generasies oorgedra is. Suidlanders ondersteun die kweek en gebruik van natuurlike medikasie en stel voor dat u sommer vandag al begin om u eie versameling van kruie bymekaar te maak. Kom ons gebruik die gereedskap wat Vader ons geskenk het, ook vir ons voorbereiding. Dankie dat julle saam geluister het.